Liewe vrou wat hom ken, ek wil vandag 'n absolute wonderlike getuienis met jou deel. Maar voor ek die getuienis met jou deel, wil ek jou hierdie vraag vra. Het jy ooit beleef dat die Here vir jou veg? Dat jy in 'n moeilike situasie was en niemand anders kon jou uit hierdie situasie kry nie, net die Here kon. En hy het vir jou geveg. Nou, verlede donderdag was ons bevoorreg om my dogter se gradeplegtigheid by Potchefstroom Universiteit by te woon en dit was so 'n wonderlike geleentheid. Maar die maandag net voor die donderdag kry my man 'n e-pos wat sê ons skuld die universiteit nog R10.000. Dadelik is hy op die foon in frustrasie en amper irritasie want in ons gedagtes is haar rekening al verlede jaar November ten volle betaal. Op hulle rekeninge het daar gestaan ons skuld niks nie. En na baie frustrasie en berekeninge en oor en weer gerinekawel, het dit uitgekom dat hulle 'n fout gemaak het en ons definitief nog R10.000 skuld. En daar's gesê hierdie R10.000 moet betaal word 24 uur voor die gradeplegtigheid. Andersins kan my dogter nie gradueer nie. Nou ek weet nie van jou nie, R10.000 is baie geld. En ons moes inderhaas planne gemaak het. Planne om iewers hierdie R10.000 bymekaar te maak. En dit was nie so maklik nie. Gelukkig het ons nog nie haar honeursgraad wat sy in Stellenbosch doen hierdie jaar. Ons het nog nie daai registrasiegelde betaal nie, maar ons het geweet as ons daai gelde gebruik, dan is daar nie ander geld nie, maar ons het nie 'n keuse gehad nie. Ons moes daai geld gebruik het en die R10.000 betaal het sodat ons dogter kon gradueer. Nou dit was die Dinsdag. Daai Dinsdag aand moes ek vinnig in ons bankrekening ingaan om net 'n paar oorbetalings te doen en toe ek so by my man se rekening kom, sien ek maar hier is meer geld in hierdie rekening as vir haar veronderstel is om te wees. En ek sien iemand het R10.000 in my man se persoonlike rekening inbetaal. Ek dink nie daar sal ooit soveel geld in sy persoonlike rekening inbetaal nie. En nou moet jy ook onthou, ons het vir niemand, ons het eers my dogter gesê, van hierdie uitdaging waardeur ons is nie. In my paniek en in my bekommernis, is al wat ek gebid het, is Here, U moet hierdie situasie vir ons veg. Here, hier's die rekening, U moet hierdie rekening vir ons veg. En dit het amper soos 'n oorwinning van die vyand gevoel, toe ons daai geld moes oorbetaal, want ek het gevoel, Here, ons wil hê U moet hierdie ding vir ons veg. Maar hier kom die Here op 'n anderster manier. En daai aand kom betaal hy R10.000 in ons rekening in. Ons weet nie van wie nie, ons het dalk idees, maar ons is nie seker nie. Kom die Here en hy betaal daai geld in ons rekening in. Ons kan daai geld weer gebruik het vir die registrasie van Stellenbosch Universiteit. Ek het gebid, Here, veg vir ons. En het hy nie vir ons geveg nie. Nou vrou, ek weet nie watter uitdaging, watter finansiële uitdaging jy deurmaak, wat se winterseisoen is in jou lewe nie. Maar ek wil vir jou sê, ek wil jou uitdaag, vra vir die Here om vir jou te veg. Gee daai situasie vir hom. Ek dink hy wil so graag vir ons sekere situasies in ons lewens. Hy wil veg vir daai situasies. So gee dit vandag vir hom. Gee dit oor aan hom en bid hierdie eenvoudige gebed. Here, sal U dit vir my veg. Ons weet, Eksodus 14 vers 14 sê, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. So ek wil vandag vir jou sê, bly kalm. Die Here sal vir jou veg. Die Here wil vir jou deurkom, vertrou hom. Weet dat jy in verbond staan met 'n almagtige God, wat by magte is om vir jou deur te kom, wat by magte is om vir jou te veg. Ek het eintlik al soveel getuienisse deur my hele lewe, deur ons as gesin se lewe, hoe die Here vir ons geveg het. En hy wil dit nie net vir my doen nie, hy wil dit vir jou doen. Mag jy vandag beleef hoe jy situasies oorgee vir hom en mag jy beleef hoe hy ook vir jou gaan veg. En hoe jy ook getuienisse gaan hê oor hoe die Here vir jou geveg het. Kom ek bid sommer vandag vir jou, dat die Here vir jou sal veg. Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus en ek wil eerstens vir U dankie sê, dat U vir ons veg, dat Here, dis 'n belofte wat U vir ons gee in die woord, dat U vir ons sal veg, dat ons net kan kalm bly,
Vader, ek wil bid vir elke vrou wat na my stem luister, elke vrou wat in 'n situasie sit wat, Here, dit is amper onmoontlik, want mense kan nie help nie. Hulle kan nie self probleme oplos nie, maar U sê, gee dit vir my, ek sal vir jou veg. So Here, saam met hierdie vroue vandag wil ek elke uitdaging, elke moeilike situasie, Here, wil ons vir U gee en ons wil vra, Here, sal U vir ons veg? Sal U vir elke vrou, Here, wat 'n uitdaging het, sal U vir haar veg? En dankie, Here, dat ons net kan terugsit, ons kan kalm bly en ons kan sien hoe U vir ons situasies oplos. Ons vertrou U en ons sê dankie vir oorwinning in Jesus naam. Amen. Mag jy ook beleef dat hy vir jou veg. Tot ons weer gesels. Nou liewe vrou, hierdie video is gesponsor deur Streaming Live. Streaming Live is van Pretoria en omliggende areas 'n aanlyn platform wat jou geleenthede soos 'n begrafnis aanlyn uitsaai, sodat mense wat dit nie kan bywoon nie, ook deel kan wees daarvan. Gaan kyk gerus op die eerste comment hieronder, klik op hulle link en gaan like hulle page, en so kan jy ook later, wanneer jy 'n geleentheid het, en mense wat ver is, mense wat oor see woon, wat dit nie kan bywoon nie, so kan hulle ook deel wees van daardie besondere geleentheid. En as jy graag ons wil help om hierdie platform lewendig te hou, kan jou besigheid ook 'n video soos hierdie sponsor. Dit gaan gemiddeld uit na so 50 tot 60.000 mense en dit kan jou besigheid goeie blootstelling gee. En dit help ons natuurlik weer geweldig baie.